Wat is die klein dingetjies in jou lewe wat jy toelaat om jou wingerd te kom vernietig, terwyl jou wingerd besig om te bot? So vanoggend ry ek werk toe en gewoonlik in daai 40 minute wat ek op pad is werk toe, is dit net my tyd wat ek kom en ek kom gesels met die Here en ek kom verklaar uit my totale afhanklikheid van die Here, want ek weet nie van jou nie, maar sonder die Here is ek niks nie. Sonder die Here kan ek nie my dag aangaan nie en ek is net so totaal en al afhanklik vir die Here, vir my wysheid en die dinge wat ek moet doen, dat ek regtig ek kan nie sonder die Here nie. Maar terwyl ek nou net so 'n paar kilos voor die snelweg is, gaan my kar se ping geluidjie skielik af en dan kom 'n waarskuwing op en ek sien die waarskuwing sê tire pressure. En ek dink, o my genade, wat gaan ek nou doen? Jy sien, want 'n paar jaar terug het ek dieselfde probleem gehad. Die kar se liggie het aangekom en my waarskuwing gegee en ek het nie dadelik aggeslaan daarop nie. Net om 'n paar kilos verder 'n band te laat bars. Ja, ek het groot geskrik daai dag nou. So toe hierdie dinge vanoggend met my gebeur, toe dadelik, en dink ek in daai geval, en die vrees wat daar binnekant my gekom het, toe my kar se band bars, en my kind, wat nog baie klein was op daai oomblik, langs my in die kar se plek was, en die dinge wat ek daai dag bedink het, jy kom net so skielik op by my, en wat as ek in 'n kar ongeluk was? Wat gaan ek doen? Gaan ek myself ooit kan vergewe as my kind iets oorkom terwyl ek besig om te bestuur? But nevertheless, ek trek toe, ek kyk toe waar so 'n veilige pad, trek gou van die kar af, van die pad af en ek loop om na die band toe wat hy nou vir my sê is 'n probleem en ek sien ons niks fout nie. Maar nou die hele tyd in my agterkop bly dit, maar wat gaan ek doen? Ek weet ek kan nie so ver ry sonder dat ek agslaan op hierdie probleem nie. En in my gedagtes, nou sien ek my hierdie naaste garage verder van my af, is seker 10 kilos verder, en ek wil nie die kans vat nie, ek weet nie, toe dink ek nou, moet ek nou terug ry huis toe, en skielik terwyl ek praat met die Here, en ek sê, Here, U gaan my nou moet help hier, so bring my net veilig tot by die naaste petrolstasie, en net so voor ek op die snelweg moet klim om links te draai, is dit asof iets vir my sê, maar gaan hier regs, want hier is 'n vulstasie net om die draai. En ek dog toe ek, wel, kom ek doen dit nou, mam, en ek nou daaraan ding, sê, maar ek onthou nou van hierdie plek, wat die Heilige Gees my aan herinner. En ek ry toe nou so intoe, en die behulpsame man by die petrolstasie, hy sê vir my, nee man, kom ons help jou gaga, en hy sê, draai jou bande bietjie hierdie kant toe, draai dit bietjie daai kant toe, dat ons gaan raai bietjie vorentoe, en hy sit net 'n gewone vulstasie, eers 'n plek wat spesialiseer in bande nie, maar ek het hulp nodig. En hy sê vir my, kyk net hierdie ding in jou kar, in jou kar se band. En dis net hierdie klein skroefie, wat veroorsaak dat my hele band tot stilstand wil kom, en net daar, dink ek, kry ek hierdie gedagte van, wat is die klein jakkelsies? Hy sê, dit is die klein jakkels, as jy die skrif gaan lees in Hooglied 2, en ek gaan nou vir jy lees, hy sê, dis die klein jakkelsies wat die wingerde verwoes. Hoor wat sê Hooglied 2, vanaf vers 15, hy sê, vang julle vir ons die klein jakkelse wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bloei. Jy sê, toe ek nou hierdie skrifgedeelte gaan lees, en ek bedink dit, en sê ek, ja Here, hoeveel van my lewe het ek al vatplek gegee vir klein jakkelsies om my heeltemal van die pad af te laat trek? Weet, terwyl my wingerde besig om te bloei, terwyl ek dink ek is besig om goed aan te gaan, my bediening, my werk, my familie, alles is goed op dreef, en dan skielik is daar net hierdie een ding wat gebeur, wat my heeltemal van my wysie af laat gaan. Weet, daai dingetjie wat skielik kom, wat die Bybel verwys, hierdie klein jakkelsies verwys na dinge wat misleidend is, dinge wat vernietigend is, dinge wat jy kan oortuig van die waarheid, soos die regtige jakkels dit nou doen. Daai jakkels wat kom, en hy kom net verwoes, en hy kom verniel, en hy kom bring net ontwrigting in jou lewe. Maar baie keer is dit juist daai klein dingetjies wat ons toelaat in ons lewe, daai klein goedjies wat ons nie meer deel nie, daai klein goedjies wat op 'n stadium word so groot ding, as ons nie dadelik agslaan daarop nie, weet ons verwyder dit nie dadelik, en maak dadelik 'n plan om dit te vervang, dit reg te maak wat stikkend is in ons lewe, dit reg te maak wat ons weet, as ons nie nou groot vinnig gaan aandag gee aan hierdie klein enkele dingetjie, wat ons heeltemal kan vernietig, wat kan veroorsaak dat ons so 'n ongeluk kan kom, en net alles kom tot stilstand.
En vandag wil ek vir jou daai selfde ding kom vra. Wat is daai klein jakkelsies wat jy toelaat om jou wingerde te kom verniel terwyl jou wingerde besig is om te bloei? En dan kom daar net skielik daai ding. Daai ding wat ek vir jare lank probeer ignoreer. Daai ding wat ek vir maande lank net eenkant probeer sit. Jy weet, daai ding wat eintlik vir my bekommernis is, daai ding wat altyd vir my verkeerd was, wat ek skielik begin toelaat het in my lewe, wat ek nooit op ag geslaan het. Ek het nie tyd gevat om te sê vir jou sorteer ek nou uit nie. Maar net eendag kom hy en daai klein dingetjie kom potjie jou heeltemal, hy gooi jou heeltemal van die pad af. En die Here wil hê ons moet nou deel met daai klein dingetjies. Dit is nou die perfekte oomblik vir jou, my liewe vriendin of vriend, om daai ding vas te vat, daai klein dingetjie wat net soos 'n sweer binnekant jou kom sit, wat op 'n stadium breek daai sweer op en hy vergiftig jou hele gesel. Hy kom vergiftig jou hele gemoed, soos hy klein jakkelsies kom wat onskuldig lyk. En dan kom hy net eendag en hy kom sê net, "My, ek het vir jou katvis." Soos daai kinderprent wat ons gekyk het toe ons klein was, hy sê vir ek het jou katvis. En dan kom hy net met daai ding en hy kom ontspoor jou net heeltemal. En vandag toe ek so bestuur en ek dink aan hierdie ding en toe ek wegry by die vulstasie, is net by my en ek dink die hele dag so, dink ek daaraan, wat is daai klein dingetjies wat besig is om my te kelder van vooruitgang. En ek praat toe nou later vandag, praat ek met die prinses en sy is ontstel oor 'n sekere ding wat gebeur het tussen vriendinne en goed, net onwaarhede wat van haar gepraat is en sy sê vir my, "Mamma, jy's reg. Daai dingetjies wat altyd in die donker gebeur, daai skelm goedjies wat gebeur terwyl en wat ons nooit hanteer nie, dit het altyd 'n manier om in die lig na vore te kom. Jy weet, want die lig verdryf altyd die duisternis. En partykeer is dit nodig dat ons ag slaan op daai goedjies waarmee ons so gemaklik geraak het in die lewe om net te oorsien. Daai dinge wat ons maar net laat gaan. Dis tyd dat ons ophou om dinge net te laat gaan. Dit is tyd om op te hou, om net te aanvaar dit wat die wêreld na ons kant toe gooi, en wat ons net vir, ek sal later hiermee deel, dit is nie nou 'n groot issue nie. Maar ons het nodig om te deel met daai klein goedjies wat ons heeltemal van spoor af kan bring, voordat die band bars, voordat die bom bars in jou lewe. Deel daarmee, gaan terug, terwyl jou wingerde in bloei is, haal dadelik daai onkruid uit, wat kan veroorsaak dat jou hele wingerd verlore moet gaan, omdat jy nooit daai klein dingetjies hanteer, daai klein jakkelsie wat jy nooit hanteer het nie. Kom op 'n plek wat jy net kan sê, Here, as ek nie weet, of as daar iets is wat ek nooit mee gedeel het nie, kom wys dit vir my, openbaar dit vir my, net so wat ek elke oggend kom ek na die Here toe en ek sê, Here, ek kan nie sonder U nie, maar Here, ek weet ook, as ek wil net oorgee, sodat Heilige Gees, as U in my oor fluister en hy sê vir my, hier is die pad, gaan hier links, weet dat ek daai pad kan volg, net so wat ek vanoggend so ingestel is, terwyl ek praat met die Here, en hy sê vir my, maar hier is 'n vulstasie net in die regterkom, moenie links gaan nie, gaan net aan die regterkant van die pad, gaan net by hierdie plek in, want daar is 'n vulstasie, mense wat jou kan help. Weet, as ek nie getrou was nie, as ek nie ingestel was om te luister na wat Heilige Gees op daai oomblik vir my gesê het nie, sou ek teen en verder langs die pad gestaan het, 'n besige pad op die snelweg, waar daar baie onwettige myners betrokke is, en plekke wat my bang maak om langs die pad te gaan staan, jy weet, en daar sou ek op 'n plek van groter paniek gewees het. 'n Plek wat ek dalk verlore geraak het tussen dit wat net aanvaarbaar is vir die mens. Ek wil weer vir jou kom vra, wat is daai klein dingetjies wat jy toelaat om jou wingerde te kom verniel, terwyl jou wingerde besig is om te bloei?